Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad die 26ste Julie Sondag, mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees. Is die opstanding van Jesus Christus uit die dood, vriende, ons vier dit mos elke Sondag. Ek en jy is kinders van die Here as die eerste dag van die week, nê. So Sondag is die eerste dag van die week, die opstanding van Jesus uit die dood. En ja, Petrus kom sê juis vir ons, maar op grond van die opstanding het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverkwikkelike erfenis wat ook vir jou en vir my in die hemel in bewaring gehou word, nê. So is 'n wonderlike dag om so saam te wees. Vriende, miskien net so vinnig, die 15 Augustus kom is Lise Beekman saam met Babette Viljoen wat sy optree met ons. Sy temas in antwoord by ons gemeente. Ons gaan die kerk lekker lewe van die banke uithaal, tafeltjies insit. Dit gaan 'n baie lekker aand wees om saam te wees. Julle kan via 'n Quicket kan julle koop R250 'n kaartjie. Julle is baie welkom. Julle kan ook die kerkkantoor vir my bel. Julle is welkom om ook dit te doen. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Vader vir die groot voorreg wat ons het om so by mekaar te kan wees as die kinders. Dankie Here dat U vir ons U woord gee, die Bybel gee Here, wat vandag nog net so lewenskragtig, lewend is en toepaslik is as duisende jare terug. Dankie Here dat U deur die Heilige Gees met ons kom praat en dat U die woorde van die Bybel Here lewend maak vir ons in ons lewens en ons inderdaad lewendig maak deur die woorde van die Gees soos dit uit die woord uitkom. Dankie daarvoor, dankie vir die liefde, dankie vir U nabyheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons sit so vanoggend by 'n ongelooflike interessante stukkie, een van die gedeeltes wat ek self verskriklik baie van hou. Romeine 8 vers 1 tot 11. Ek wil tog as tema gebruik vandag, vriende, self of gees. Self of Heilige Gees. Self of Heilige Gees. Kom ons lees saam Romeine 8 vers 1 tot 11. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dan kan ons nou sien, as jy kyk na sommige manuskripte, voeg hulle die volgende by: vir die wat volgens die sondige natuur lewe nie, maar volgens die Gees nie. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat nie volgens die sondige natuur lewe nie, maar volgens die Gees. Dit sê sekere manuskripte wat dit byvoeg. Dan vers 2. Ekskuus tog. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, sodat hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie, sê Paulus, deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, kom sê Paulus vir hierdie mense, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.
Vriende, hoor hoe mooi kom sê die boodskap in die eerste stukkie. Hy sê dit pragtig, die boodskap, Eugene Peterson, the message wat hy vertaal het, weer bietjie kontemporêr, dat ou dit bietjie meer kan verstaan, baie naby aan ons goed, maar hy sê hom net 'n bietjie skerper. Kom sê die volgende oor die eerste vers, hy kom sê, goeie nuus, God se oordeel is vir altyd verby vir elkeen wat in Christus Jesus behoort. Dit alles is aan die Heilige Gees te danke. Dis nie pragtig gesê nie. Sy nuwe wet waarborg nou splinter nuwe lewe in Christus Jesus vir my. Ag, dis mooi gestel, vriende. Die Gees maak my vry van die neerdrukkende wet van die sonde en die dood. Hy breek daardie magte se hou vas op my lewe. Dis sy boodskap. Kom ons sien nou die message. Kom ons lees dit. Dit sê dit so mooi. With the arrival of Jesus the Messiah, that fateful dilemma is resolved. Those who enter into Christ's being here for us no longer have to live under a continuous low-lying black cloud. A new power is in operation. The Spirit of life in Christ, like a strong wind, has magnificently cleared the air, freeing you from a fated lifetime of brutal tyranny at the hands of sin and death. Dis die pragtige, vriende. Ongelooflik mooi hoe hy dit kom stel. Vriende, as ons na hierdie gedeeltes kyk, dan is daar net een ding wat ons vir mekaar eintlik om sê, en dit is dat die hele lewe eintlik net om twee goed draai. Net om twee goed draai. Die hele lewe draai oor twee goed. Die een ding is die self, liewe vriende, en die ander een is God. Die hele lewe draai net of om jou of om God. Dit is so eenvoudig soos dit. En daarom moet ons vir mekaar vanoggend kom vra, en daar dan ook die tema, is ons selfbeheers, gaan dit oor die self, of is ons Heilige Gees beheers? Dis eintlik baie eenvoudig, liewe vriende. Die oomblik as ek en jy Gees beheers, is die dinge van God vir ons baie belangrik. Is dit wat God vir ons kom sê, liewe vriende, belangrik, want ons kan nie anders nie. Hoekom? Omdat die Heilige Gees binne in ons hele lewe is. Die Heilige Gees is 'n beheer van ons lewe. Die Heilige Gees is die een wat vir ons vuur gee. Jy sien, wanneer die Heilige Gees in beheer van ons hele lewe is, liewe vriende, het die lewe nie, die wêreld nie 'n plek daarin nie. Maar die oomblik wanneer die wêreld beheer oor ons lewe het die Heilige Gees die plek daar nie. Julle ken die stok ou verhaal, seker sy legende, dink ek, liewe vriende, ek weet nie of dit nou 'n ware verhaal was nie, oor die ou met die twee honde, daai ou wat daar wat se berge ook al gebly het, en dan het hulle wetenskappe gevat op die swart hond en die wit hond. En dan die een week wen die wit hond, en die volgende week wen die swart hond, en die ander week wen die wit hond, weet, en so aan, op 'n kol, lang storie, en die ou man baie geld gemaak het, kon vra hulle vir hom, maar hulle kan nie verstaan hoe jy weet, dat elke week kan wen die ander een nie. Toe sê hy, nee, dit is baie eenvoudig. As hy wil hê die witte moet wen die week, gee jy net nie vir die swarte kos die week wat verby is nie. Vir wie gee ons kos? Gee ons vir die wêreld kos, gee ons vir die selfkos, of kom ons na die Heilige Gees toe, maak ons vol met die Heilige Gees? En daarom is dit so belangrik, die vraag vanoggend, is jy self beheers, liewe vriende, of is jy Gees beheers? Ek wil tog vir julle sê, julle moet nie te vinnig antwoord nie. Ons moet baie mooi dink voordat ons sê, liewe vriende, want indien ek en jy sê, verseker is ek Gees beheers. Is die onmiddellike vraag wat opkom, wys jou lewe en het gedrag en jou routine dat jy Gees beheers is? Is jy in jou besigheid Gees beheers? Is jy tussen jou vriende Gees beheers? Is jy daarso waar jy in jou huwelik is jy daar Gees beheers? Daar waar niemand jou kan sien nie, is jy daar Gees beheers? Wys jou lewe dat jy die vrug dra van die Heilige Gees, van iemand wat Gees beheers is. Interessant, Paulus skryf hierdie brief so in 56-58 na Christus aan die gemeente in Rome, wat daai tyd bestaan het uit mense van die Jode wat tot bekering gekom het, Christene geword het, en mense wat uit die heidendom uit tot bekering gekom het, wat natuurlik gewoon daarin was om afgode te aanbid. En daarom kom sê hy in Romeine 12, kom sê hy vir hierdie gemeente van daai tyd, kom sê hy, hoorie, kom ek sê vir julle, op grond van God se groot ontferming, op grond wat God in Christus vir julle gedoen het, gee julle self as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat hy doen. Kom sê hy vir hulle in Romeine 12. Liewe vriende, die oomblik as ek en jy dit lees, en ek is 'n tall order, maar nou moet ons vir mekaar onmiddellik die vraag vra, maar hoekom kom sê Paulus vir hierdie gemeente dit? Hoekom kom sê hy dit vir jou en vir my vandag? Liewe vriende, want Paulus sukkel self.
Paulus sukkel self met hierdie goed. Wanneer hy die goed vir hierdie gemeente sê, kom sê hy het vir homself, hoor hoe pragtig stel hy het in die voorlaaste vers en laaste vers van hoofstuk 8. Hy sê, ek, ellendige mens, uitroepteken. Ek, ellendige mens, uitroepteken. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Ekskuus tog, vriende. Aan God die dank. Hy doen dit deur Christus ons Here. Ek gaan net gou vir my 'n bietjie water kry. Kan jy dit nou glo? My keel is nog nie so lekker nie. Maar die verkouetjie nie. Ek ellendige mens. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Vra Paulus, en dan sê hy, aan God die dank, uitroepteken. Hy doen dit deur Christus ons Here, nee, God doen dit deur Christus ons Here. Soos dit dis met my gesteld, kom sê Paulus. Hy kom gee 'n belydenis hier. Paulus kom bely, hy sê, met my gees dien ek die wet van God, maar aan my doen en late die wet van die sonde kom bely Paulus. Soos Paulus met jou en met my kom praat hierso. Liewe vriende, kom praat hy nie uit die hoogte uit nie. Hy kom praat nie as iemand wat alles al reg gekry het, liewe vriende. Nee, hy kom praat uit iemand, liewe vriende, wat self worstel. Vir wie dit self moeilik is. En daarom hou ek so van die Bybel, hou ek so van die mense wat die Bybel geskryf het, liewe vriende. Dis nie ouens, dit is nie hierdie holy van holies nie. Dis mense wat regtig ook sukkel, wat saam antwoorde soek. En Paulus kom sê vir ons daarom, ek ellendige mens. En daarom wanneer ek kom praat oor deur die Heilige Gees beheers te word, kan ek net maar luister wat hy sê. Die volgende verhaal het lank gelede in Kalifornië in die VSA afgespeel. Die 20-jarige meisie is in hegtenis geneem omdat sy dwelms in haar besit gehad het. Sy het haar pa het ure omgehuil oor haar misstap en Yvonne was regtig opreg jammer gewees oor dit wat sy gedoen het en haar pa het haar vergewe. En toe breek die dag aan wat hulle albei gevrees het. Yvonne was in die hof verskyn. Yvonne se saak is aan die hof gestel en toe vra die regter vir haar wat sy gaan pleit. En sy het spierwit in haar gesig geword en sy het geantwoord, skuldig, u edelagbare. Die regter het haar stip in die oë gekry toe hy haar die vonnis oplê. Hy het gesê R10.000 of 4 jaar tronkstraf. Yvonne het geweet dat sy nie soveel geld gehad het nie. Sy het net verslae voor haar uitgestaar. Sy het geweet dat sy tronk toe sou moes gaan. En wat 'n aaklige vooruitsig. Die regter het na die hulpelose figuur voor hom gekyk. Sy moes boet vir die verkeerde daad en die regter het geweet dat die vonnis regverdig was. Maar toe gebeur iets baie enaardigs. Die regter staan op, trek sy toga uit, hang dit oor die stoel en stap reguit na die hofbeampte toe. Daar was 'n doodse stilte in die hof. Almal het verdwaas na die regter gestaar toe hy sy hand in sy sak steek, R10.000 uithaal en dit vir die hofbeampte gee. Toe draai hy na Yvonne toe en sê, kom my kind, kom papa neem jou huis toe. Die regter was Yvonne se eie pa. Liewe vriende, so werk God met ons. God is die regverdige regter, en wanneer ons voor hom staan, kan hy nie maak of daar ons sonde nie bestaan nie, liewe vriende. Dit moet gestraf word, sonde moet gestraf word, maar God is ook ons liefdevolle Vader, en daarom het hy, liewe vriende, nadat hy die vonnis uitgespreek het, soos hy die pa, het hy self die prys kom betaal. Hy het sy seun gestuur homself om in ons plek aan die kruis te kom sterf. Jesus het die volle skuld van ons sonde gedra, sodat ons vergewe kan word. So ons hoef nie as 'n veroordeelde mense weg te stap nie, liewe vriende. Soos Yvonne haar pa se hand kon vat en as 'n vrye mens saam met hom huis toe kon gaan, so hy God elkeen van ons wat in Christus glo om sy hand te vat en in die vryheid van sy genade te gaan lewe. Wat 'n wonderlike God dien ons. Hy is die regter wat reg laat geskied en die Vader wat sy kinders huis toe neem. Geen wonder Eugene O'Neill, die dramaturg, skryf in een van sy toneelstukke en hy sê, "This is Daddy's bedtime secret. Man is born broken.
He lives by mending. The grace of God is the glue. Of anders gestel, that is bedtime secret. Human beings were created good, but ever since the fall we have lived in a broken world. Life is a lifelong journey of restoration, and God's grace is the glue that binds the broken pieces together and make us whole again. 'n Christen, liewe vriende, is iemand wat nie een oomblik kan vergeet wat God in Jesus vir hom of haar gedoen het nie. Die kruis van Jesus, liewe vriende, sy lyding vertel ons van God se genade wat ons vryspreek. En hierdie genade van God wat ons vryspreek, is die glue, dit sit ons aan mekaar, liewe vriende. Dit maak ons weer nuut en deur die Heilige Gees lewe ons dan soos wat dit van 'n Jesus volgeling verwag word. Life is a lifelong journey of restoration, and God's grace is the glue that binds the broken pieces together and make us whole again. En dit het Paulus besef, en daarom kom sê hy vir hierdie mense, kom sê hy vir hierdie vriende van hom, ek ellendige mens. Maar God dank, Jesus het in my plek gesterf. Hoor hoe mooi sê Eugene Peters het in the Message, hy sê, a new power, wat ons gelees het, a new power is in operation, the spirit of life in Christ, like a strong wind, has magnificently cleared the air, freeing you from a fated lifetime of brutal tyranny at the hands of sin and death. En al hoe dit kan gebeur, liewe vriende, al hoe dit kan gebeur dat ek en jy deur die Heilige Gees vervul kan word, is dat ek en jy in 'n lewende verhouding met God kan staan. Dis al wat hy van ons verwag. Dis al wat hy van ons verwag. Hoe nader ons aan hom is, hoe meer begin die Gees deur ons werk. Hoe verder ons van hom is, liewe vriende, hoe minder het die Heilige Gees 'n invloed op ons en hoe meer het die wêreld 'n invloed op ons. Hoe meer begin ons wêrelds optree. Maar hoe nader aan God ons is, hoe nader verhouding ons met God het, hoe meer begin sy Gees deur ons bruis en raak ons soos Psalm 1 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op sy tyd vrugte dra waarvan die blare nie verwelk nie. So is dit iemand wat my woord dag en nag oordink, sê Psalm 1. So is dit iemand wat met my in 'n verhouding kom staan. Want hoe jy my in hierdie verhouding staan, begin my Gees deur jou werk, beheers my Gees jou. Jack London, Amerikaanse skrywer, joernalis, se White Fang gaan oor 'n mak gemaakte half wolf hond. White Fang. Maar White Fang was mal oor hoenders gewees en bekeer het sommer 50 henne doodgebyt. En sy baas, Whedon Scott, het met hom geraas en toe weer in die hoenderhok ingeneem. Met baie geduld het hy vir White Fang geleer om hoenders uit te los. Whedon se pa het gedink hy is mal. En toe sluit hy hulle op 'n stadium sluit hulle vir White Fang die hele middag in die hoenderhok toe. Luister wat sê Jack London self, hoe hy die toneel beskryf. Locked in the chicken yard, White Fang lay down and went to sleep. The chickens he calmly ignored. So far as he was concerned, they did not exist. At 4 o'clock he executed a running jump and leaped to the ground outside. He had learned the law. He had learned the law. Wat was die wet wat White Fang geleer het? Die wet van gehoorsaamheid. Hy het gemaak soos sy baas sê. En liewe vriende, wanneer ek en jy begin maak ook soos God sê, soos wat Jesus sê, wanneer ons begin in die teenwoordigheid begin wandel van God, wanneer ons in hy verhouding staan met God, hoe meer ons dit doen, hoe meer word ons gees beheers, hoe meer word ons Jesus gesentreer, en hoe meer word ek en jy God gefokus. En hoe meer werk die Heilige Gees deur jou, en begin ons praat as mense wat inderdaad vervul is met die Heilige Gees. Kom ons sluit af weer hierdie gedeelte te lees uit die Message uit, en dan wil ek julle moet mooi luister wat Eugene sê. Those who think they can do it on their own end up obsessed with measuring their own moral muscle, but never get around to exercising it in real life. Those who trust God's action in them find that God's Spirit is in them, living and breathing God. Obsession with self in these matters is a dead end. Attention to God leads us out into the open, into a spacious, free life. Focusing on the self is the opposite of focusing on God. Anyone completely absorbed in self ignores God
ends up thinking more about self than God. That person ignores who is God and what he is doing. And God isn't pleased at being ignored. But if God himself has taken up residence in your life, you can hardly be thinking more of yourself than of him. Anyone, of course, who has not welcomed this invisible but clearly present God, the Spirit of Christ, won't know what we're talking about. But for you, who welcome him, in whom he dwells, even though you still experience all the limitations of sin, you yourself experience life on God's terms. It stands to reason, doesn't it, that if the alive and present God who raised Jesus from the dead moves into your life, he'll do the same thing in you that he did in Jesus, bringing you alive to himself. When God lives and breathes in you, and he does as surely as he did in Jesus, you are delivered from that dead life. With his Spirit living in you, your body will be alive as Christ's. Mag julle nie selfgesentreerd beheers wees nie. Mag Gees beheers. Dankie Here vir u lewende woord. Amen. Ek gee nou geleentheid vir die opneem van die dankoffer. Julle kan SnapScan gebruik as julle wil. Jy kan ook 'n EFT doen as julle wil. NG Kerk Sonnekus, ons is by Absa, takkode 632005. Die rekeningnommer is 3270140,547 en dis 'n checkrekening. Vriende, ek wil julle wegstuur vanoggend met die beeld van Yvonne en haar pa in julle oë, voor oë. Waar die regter die oordeel gemaak het, en die self die prys gaan betaal het en saam met haar weggestap het. En vriende, wanneer ek en jy daardie belewing van God het, kan ons mos nie anders as om te sê, Here, ek wil hê jy moet my hele lewe vul nie. Here, stroop my van myself nie. Here, ek laat die Heilige Gees elke kamer van my geestelike hart inneem. Here, hier is ek is tot u beskikking. Mag dit wees dat julle hierdie week inderdaad Heilige Gees, geesbeheer sal lewe en Uself sal buitelos. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, mag julle sy genade ervaar, mag julle sy teenwoordigheid ervaar. Amen.